En dan wil ek jou vanoggend aan die hand vat. En vir jou sê, moet nooit vergeet, jy sit vanoggend in 'n Pinksterkerk. 'n Kerk wat om daarop vooruit gee, dat hulle sê, kom Heilige Gees. Wat sê, laat die Gees van die Here oorneem. Laat die Gees van die Here werk. Laat die krag van God geopenbaar word. Wie van u is Pinkster? Toe maar ek vra maar net. Want ek wil vir jou sê, ek glo, ons kan nie ons Pinkster erfenis prys gee nie. Daar's iets wat op Pinksterdag gebeur het, wat deurgans deur die eeue bly staan het, tot vandag toe. En ja, ek sal met die verstand bid, maar ek sal ook met die Gees bid, sê Paulus. Ek sal met die verstand sing, maar ek sal ook met my Gees sing. En ek wil jou vanoggend aanmoedig om te sê, as ek die woord lees, dan lees ek die letter, maar die Gees maak lewendig. Halleluja. Wie is bly dat hy 'n Gees Bybel het? 'n Letter maak dood, maar die Gees maak lewendig. Hier is my Bybel. Dit leer my van God. God is Gees en ek kan bid in Gees en waarheid. Ek kies vandag om met my gees te luister, elke belofte aan te neem. Die woord is die waarheid en die waarheid sal my vrymaak. Halleluja. Prys die Here vir sy wonderlike woord. Wat 'n groot voorreg om 'n Pinksterpastoor te wees. En ek wil nie moeilikheid soek met die ander kerke en alles nie. Hulle mag en doen, maar ek glo ons het 'n plek om vol te staan. As 'n Pinksterkerk het ons 'n plek om vol te staan. Ons oupas en oumas het hulle alles gegee, sodat die Heilige Gees 'n erenaam mag wees en mag dit so aanhou bly. Ek gaan met jou praat onder die titel of onder die begrip die wakker maak gedagte van wagter, hoe ver is die nag? Wie van julle weet dat dit staan in die Bybel? Wagter, hoe ver is die nag? Het julle dit al gelees? Snaaks. Goed. Wagter, hoe ver is die nag? Wie het dit nog nooit gelees nie? Goed, dan gaan jy dit nou vanoggend hoor, né? Dan gaan jy dit vanoggend nou baie duidelik hoor. Dan is ek so opgewonde, ek preek vir 4 van julle. Prys die Here. Die res van julle kan gaan koffie drink. Moet net nie regtig nie asseblief nie, hoor. Goed. Kom ons kyk, wat is dit om 'n koninkryk van God wagter te wees? Wat is dit wat die Heilige Gees, ek het in hierdie week dit oor en oor gebid en ek het aangehou bid en aangehou sê, Here, ek wil nie net vir die gemeente sê wat ek dink, ek wil vir hulle sê wat U vir hulle wil sê. En dis my gebed my lewe lank, is om te sê, dat die ou kanseldoekies, julle onthou, was ook ene gewees, wat sê, so spreek die Here. So spreek die Here. En ek wil hê jy moet weet, as ek vanoggend vir jou sê, dat die koninkryk van God het wagte nodig. 'n Koninkryk kan nie bestaan sonder wagte nie. Dan kom die ander koning in sy koninkryk en hy verslaan die koninkryk, want daar was nie iemand wat wag gestaan het nie. Nou daar's 'n akroniem wat 'n mens kan maak met die woordjie WAG of wag, wat dan nou iets kan wees soos, wees altyd gereed. Ek onthou toe ek wag gestaan het en vra vir ons broers wat wag gestaan het in weermagtyd en alles, dan sal hulle vir jou sê, hoe dat die wat noem mense nou, die korporaals en die sersant en alles, dan sal hy op jou hy sal op jou afkruip om te kyk of jy aan die slaap is, of jy wakker is, nee. Maar hy is ook maar bang genoeg, jy weet, want hy weet jy het 'n ronde of 2. En jy kan miskien kop verloor en dink is vyand en dan gaan dit 'n oorlog maak. So kan ek vir jou sê dat om wagter te wees beteken jy doen iets aktief. Vanoggend se boodskap wil vir jou sê aktief, aktief, aktief. Jy moet altyd gereed wees. Wees altyd gereed.
Sê gou vir een langs jou, ek's bang jy mis dit en jy gaan dit nie onthou nie. Sê, wees altyd gereed. Moet nou nie vra vir wat nie, ek gaan later daaroor vir jou iets sê. Maar hoor gou, om 'n wagter te wees, vra intense toewyding. As daar een kerk is wat uitgestyg het oor die tyd, is dit juis die Pinkstergesinde kerke wat gesê het dat jy moet kan aktief wees, jy moet kan toewy, jy moet jou lewe kan afsonder, jy moet kan sê, Here, ek soek U wil en nie my eie wil nie. Jy's gedurig deur besig om te wil nader aan God beweeg, en wanneer jy voel jy beweeg weg van die Here af, dan begin jy intens terug te beweeg en te sê, ek soek dit. En daarom kan ek vir jou sê, ek roep jou op om 'n wag te wees in 'n seisoen soos hierdie. Maklik die belangrikste boodskap wat jy nog gehoor het in hierdie seisoen en periode. Genesis 4 vers 9 sal jy onthou. Is hierdie saak juis bevraagteken. As Kain vir Abel doodslaan en God vra vir hom, waar is jou broer? Dan antwoord hy op hierdie eerste praktyk. Dan antwoord hy daarop en hy sê, is ek dan my broer se wagter? Die antwoord is kort en lank, jy is. Jy moet uitkyk vir ander mense. Jy moet opmerk wat gebeur. As ek Lukas 2 vers 8 lees, dan sien ek dat die geboorte van Jesus en die aankondiging van sy koms eerste aan herders en wagters toe vertrou word, wat in die oop veld gebly het, en hulle het geleer om oor hulle skape die wag te hou. Maar wat vir my verrassend is, dat hulle waghou begrip was baie klein gewees. Dit was die skape, en dit was moontlik 'n skaapdief of 2, wat hulle verwag het. Of miskien ook 'n roofdier of 2. Maar kan ek vir jou sê, hulle het nooit gedink aan 'n engelkoor en 'n engelskare nie. Hulle het dit nie verwag nie. So wat wil ek vir jou sê? Verbreed jou begrip van verwagting. As jy dink dat iemand kan in hierdie week wat kom vir jou iets goeds doen, dan begin jy om te sê, God kan my verras met wat hy kan doen in hierdie week, want ek is op 'n wagposisie, ek is op 'n wagaksie, en ek sê, God kan groot dinge doen. Nou ek dank die Here dat ek op Standaard 8 op skool, wat is dit, graad 10, waar ook al, in my Engelse speech geleer het by juffrou McNamara, dat geleer het om te sê dat God is 'n God van wonderwerke. Expect a miracle every day. Kan ek gou vra, moenie hande opsteek nie, toets jouself net. Verwag jy nog 'n wonderwerk elke dag? Of is jy dikwels vasgevang op 'n plek waar jy maar net sê, dis maar die lewe, dinge is nie maklik nie. Nou Psalm 130 vers 5 sê, ek wag op die Here, my siel wag en ek hoop op sy woord. Dit help om Bybel te lees terwyl jy wag hou. Ek was seker van die jy weet, Suid-Afrikaanse soldate wat moes wag staan, en ek het altyd my Bybel saamgevat, maar hy was nutteloos gewees. Hoekom? Want jy mag nie liggie maak nie. En daar was nie altyd genoeg sterre wat vir my ietsie op daai bladsy wil verlig, maar dan het ek hom oopgemaak en dan het ek so gevoel, en dan het ek geweet, ek is Nuwe Testament, Ou Testament, en as ek daar in die Ou Testament was, dan was Psalm 27 een van my gunsteling verse gewees, en dan het ek hom gekwoteer, en as ek in die Nuwe Testament voel, is bietjie min bladsye hierdie kant, was Johannes 3 vers 16 een van my gunstelinge, en dan het ek gesê, so lief het God my gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. So jy het gelees sonder om te lees, want hoekom? Jy het geleer dat op sy woord te wag maak 'n verskil. En as jy nou nie geweet het dat hierdie woorde staan in die Bybel nie, het jy een van die mees interessantste profesieë en ook die kortste profesie in die Bybel gemis. Hy het net 2 verse. Die profeet Jesaja kom
en hy maak 'n uitspraak, 'n godspraak oor Duma. Hy sê, daar roep een my toe van Seir af, wagter, hoe ver is dit in die nag, wagter, hoe ver in die nag. Die wagter sê, die môre kom en ook die nag. Wil julle vra, keer terug, kom. Nou Duma beteken stil bly of stilte. En hier kom die profeet Jesaja en hy sê vir hierdie dorpie, hy sê vir hierdie plekkie met sy mense, sê vir hulle, julle is baie stil. Nou stil wees het ek nou gediagnoseer as 'n epidemie van die kerk van Jesus in die 20ste eeu. Stil bly. Almal is bang om iets te sê. Almal is versigtig om iets te sê, totdat jy jou vererg, dan sê hulle te veel. Totdat jy voel jy het 'n reg om te praat, dan wil hulle weer net alles aanraak. So kan ek jou help om iets te verstaan, dat iewers in die Bybel is daar hierdie profetiese woord wat sê, wagter, hoe ver is dit in die nag? En ek gaan nou meer daaroor sê, maar ek wil net eers Eksodus 14 vers 14 vir jou uithaal en vir jou sê, moet nooit vergeet dat al is dit hoe donker en al is dit hoe ver in die nag, is dat die Here sal vir jou stry en jy moet kan leer om stil te wees. Maar die stilte moet kan verbreek word. Jy kom nie op 'n plek waar stil word, stom word nie. Kan ek dit weer sê? Jy kom nie op 'n plek waar stil bly, stom word nie. Jy word stil om te kan spreek en te sê, so spreek die Here. Nou is my so mooi, ek beleef baie goed, maar onder 'n andere kyk ek na die een vrou, Barbara O'Neill, wat is haar van nou, jy weet, dan sê sy, you never raise your voice to your child. You never raise your voice to your child. Man, is ek skuldig. Ek dink arme Kobus en Hugo het nou nog vrese. Jy weet, as ek daar in 'n sekere kategorie ingaan, jy weet, nou, breek iets, jy weet, en dan sal ek sê, kyk die kinders breek alweer al die goed, jy weet, en nou doen hulle iets, en dan, of, weet, en ek was gister by die sport gewees, ek moes toe, ek is afgepers, en nou speel die twee klein kinders, speel nou daar, of het rugby of cricket is ek nie seker nie, ek hoor die een praat, dis nie korfbal nie, dis blykbaar ander bal, jy weet, wat 'n bal ook al, maar nou kyk ek hierdie so, en dan sien ek as 'n paar paas en maas wat nog nie geleer het om stil te bly nie. Veral nie as die skeieregter nie na hulle sin is nie. En veral as die arme kind nou nie die bal kon raak gevat het nie. En dan kom ek agter, jy moet leer om op die regte tyd stil te wees, jy moet leer om die stilte te verbreek, en jy moet leer om te sê, so spreek die Here, you never raise your voice to your children. Wens ek het dit gehoor, vroeër in my lewe. En as ek dink aan wat die mediese implikasies is van 'n risie en 'n konflik en van stemme wat opgaan, as ek dink wat in jou liggaam gebeur, ja, wat chemiese prosesse of wat in jou brein begin gebeur, as jy begin om op mense te skree en jy begin om mense jou stem te verhef en te sê jy sal en jy so, dan veg ons eintlik 'n geveg met mekaar. En ons besef nie hoeveel skade ons veroorsaak nie. Want weet jy ook, dat in 'n onbesonde oomblik sê jy goed, wat jy later jou tong voor wil afbyt, en sê, hoekom het ek dit gesê? Ek moes nie daai dag gesê het, meneer, hou jou werk, ek bedank nie. Jy moes dit nie gesê het nie. Want nou sukkel jy al hoe lank om weer werk te kry. Kan ek jou help om te verstaan dat in hierdie 2 verse profesie gebeur daar iets baie belangrik, en nou moet jy 'n stukkie van jou Bybel vinnig verstaan, is dat Jesaja profeteer vir die volk Israel voordat hulle in ballingskap gaan. As jy Daniël lees, dan lees jy weer van die profeet wat in die ballingskap saam met die volk in ballingskap is, en as jy nou van die kleinere profete toe gaan,
Dan hulle profete wat na die ballingskap profeteer. En dit is so mooi om hulle profeseë te sien. So wat wil Jesaja eintlik doen? Hy wil kom en hy wil vir die volk Israel sê, daar gaan 'n verskriklike ding gebeur. Julle gaan julle koninkryk verloor. Julle gaan in ballingskap weggeneem word. Julle konings gaan doodgemaak word. Ja, want hoekom? Julle is nie waaksaam nie. Julle hou nie wag nie. Dan sal hulle sê, man, ons het die beste wagte. Hulle is top gekwalifiseerde karate en hulle weet en hulle kan geweer hanteer en hulle kan dit en dat doen. En dan wil Jesaja vir hulle sê, ja, maar die ding waaroor jy eintlik moes waak, het jy nie gewaak nie. Is dat kinders, julle met julle ouers respekteer en eer, sodat jou dae verleng kan word. Julle het gemis om te sê, ou broer, as jy jou so vererg, dan kan jy nog môre miskien 'n vuishou of 2 ook bysit. Sê maar nie amen nie. Kan jy hoor, hy wil sê, ek wil vir julle sê, daar kom 'n vreeslike ding. En hoe die kerk, hoe die Pinksterkerk, hoe die Heilige Gees verwagte kerk wat verwag dat Jesus weer gaan kom, wat die hemelvaart bely, wat die opstanding uit die graf uit bely, wat sê hierdie selfde Jesus wat van julle weggevoer is, sal weer net so terugkom. Hoe het ons begin om te lewe asof daardie dag nooit gaan gebeur nie? Ons praat nie meer daaroor nie. Ons soek slim maniere om stil te raak daaroor, want dit is nou al so lank en so lank, dat ek glo dat Jesus gaan kom, en nou kom hy nie. Wanneer gaan hy kom? Hoor jy Duma? Wanneer? Hoe ver is die nag? Ek wil vir jou sê, toe ek en Margaret as jong werkers, jeugwerkers in Pretoria se strate rondloop, het ons vir mekaar gesê, toe was dit nog nie die jaar 2000 nie, ek kon 2000 hierso kom vier, en ek sal nooit vergeet hoe ons vuur gemaak het in die woestyn, en hoe dat ons gesê het, ons weet nou nie hoe om hierdie 2000 virus op die rekenaar te hanteer nie, en ons verstaan nie altyd, jy weet, dat Jesus nou nog nie gekom het nie, want toe ons 10 jaar terug geloop het in Pretoria se strate, het ons vir mense sê, bekeer jou, want Jesus kom. Jy weet nie of jy môreoggend nog hier is nie, want Jesus kom. Daar was 'n dringendheid, daar was 'n erns gewees, daar was 'n gryp na die laaste strooi halms om te sê, jy moet nou jou hart vir die Here gee. Ja, moenie jou hand opsteek nie, maar ek is seker, jy het iewers in 'n diens gesit, waar 'n pastoor die uitnodiging weer en nog 'n keer. Hy sê, ek wil afsluit, ek wil hê ons moet huis toe gaan, maar hier's nog 'n siel wat by die Here moet uitkom. Wie ken dit? Nou kan jy maar jou hand opsteek, om te sê, die Gees van die Here het gesoek, die Gees van God het gepleit. Wat doen Jesaja? Hy sê, julle gaan in so 'n tyd ingaan. Julle gaan uit julle moedeloosheid uit stom raak. Kan ek vir jou vra, is dit waar? Het jou moeg en jou sukkel jou gebedslewe weggevat? Het jou moeg en swaar kry en te min en verneder en verwerp jou op 'n plek gebring waar jy nie meer op 'n skrif staan nie? Ek wil jou haastig maak om saam met my te lees en te sê, hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldige sterkte vir die wat geen kragte het nie. Vers 30, die jonges word moeg en mat en die jong manne struikel selfs, maar die wat op die Here wag. Ja, ek het gehoop iemand sal dit saam met my doen, maar ek kan hoor die stomheid het jou gevang. Kan ek dit weer sê? Maar die wat op die Here wag. Kan ek dit weer probeer? Wil jy dit saam met my? Wil jy dit in woorde? Wil jy die stilte verbreek en op 'n plek kom en sê, ek wil dit sê, ek wil sê, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Breek die stilte. Laat dit bekend word.
Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle weet iets van Pinkster, hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en hulle word nie mat nie. Hoe kragtig is Jesaja se profesie in sy dag. En hy wil vandag vir my en vir jou dieselfde kom vra. So ek vra vir jou, is jy gereed vir wat kom? As jy Jesaja se waarskuwing ter harte neem, as jy vanoggend se boodskap ter harte neem, en jy vra vir jouself, is ek gedurig deur gereed as Jesus gaan kom? Dan wil ek vir jou sê, in 2024 het ons 'n oproep gehad. Dit was ons jaartema uit die barmhartige Samaritaanse verhaal uit. Was dit ons jaartema gewees, dat jy moet gereed wees. As jy net sien iemand se gesiggie is nie wat dit moet wees nie. As jy sien iemand se omstandighede kan verbeter word, dan sê jy, hier is ek. Gebruik my, Here. Here, ek sal dit doen. Ek sal daar wees. Kan ek vir jou sê, daar's soveel slagoffers rondom ons, en daar's soveel mense wat swak en magteloos voel teen die bose magte. Hulle is op moedverloorse vlakte. Hulle vra nie eers partykeer meer hulp nie. Hulle sukkel maar net aan, en hulle sê, dis maar hoe die wêreld is. Dis doe maar sê, word moedeloos. Daar is nie 'n antwoord nie. Het jy gehoor hoe dat die profesie, jy weet, amper, ekskuus my uitdrukking, amper kat en muis moet hulle speel? En sê, ja, die môre kom en die nag kom ook. Maar dan doen hy iets. Hy sê, as jy iets wil vra jouself, hoekom kom ek nie terug by God nie? Hoekom soek ek nie eers die koninkryk van God nie? Hoekom smag ek nie meer om te sê, Here, dit kan nie so aanhou nie. Dit moet verander. Daardie man wat onder die rowers geval het, in ons 2024 beeld wat ons gebruik het. Dink u nie, toe die leviet en die priester verbyloop, het hy hulle so agterna gekyk in sy toestand waarin die rowers hom gelos het, vir dood gelos het, het hy gesê, ag, dankie, hier's 'n leviet, hier's 'n priester, hier kan iets gebeur. Ek wil vir u sê, ek dink soms het ons op 'n plek gekom waar ons met die rowers net wil onderhandel. En ons wil vir die rowers sê, moenie rowers wees nie. Kan ek vir jou sê, ek dink is tyd dat die kerk van Jesus weer opstaan, dat elke rower tot bekering kan kom. Dat elke mens wat nie reg lewe nie, by God sal uitkom. En daarvoor moet die stilte gebreek word. Daarvoor moet dit gesê word, bekeer jou voordat dit te laat word. En as ek vir jou kan help om te verstaan, dat hoe belangrik is die toekoms vir jou, kan ek vir jou vraag vra, maak dit regtig nog vir jou saak, of jy hemel toe gaan of hel toe gaan? Is dit regtig nog vir jou? Nee, ek wil nie vir ewig sonder God wees nie. Ek gaan so moet lewe, ek gaan so optree, dat ek waardig geag word. Dat wanneer die boek van die lewe oopgemaak word, ja, wanneer daar gekyk word, na wie het Jesus aangeneem as hulle saligmaker en redder en verlosser, en jou naam is daar geskrywe, dan staan jou naam daar in die boek. Ek wil vir jou sê, ware Pinkstermense het 'n erns oor hulle naam. Hulle naam moet in die boek wees. My naam moet nie uit die boek uitgewis word nie. My naam moet in die boek wees. My naam moet daar wees. Dis wanneer ek en jy altyd gereed is, dat ek hierdie man op die pad kan hoor, kreun en om hulp vra. En dan wil ek vir jou sê, anderster as wat ons baie keer is God so anderster. Hy is die een wat met ongeduld wag. Hy wil graag hê daar moet iets gebeur. En kan ek vir jou sê, as jy dit nie geweet het nie, gaan lees asseblief Markus 13de hoofstuk, en dan gaan kyk jy na wat gaan alles gebeur in die laaste dae. Dit is vreesaanjaend, skrikwekkend.
dan gaan jy dit kan sy stap of verkeer of stop of laat dit nie gebeur nie, net met een ding. En dit is as jy kies vir Jesus. As jy sê my alles op die altaar, as jy sê nie my wil nie, as jy sê ek sal gereed wees, ek sal wag hou oor my lewe, en daardie man in Markus 13 vers 34 sê, dit is soos 'n man wat op reis is. Hy praat van Jesus, dan sê hy dis soos 'n man wat op reis is, dis die hemelvaart. Dis 'n beeld op die hemelvaart, dat Jesus het op 'n reis gegaan. Hoekom het hy op hierdie reis gegaan? Die antwoord is in die Bybel, om vir ons plek voor te gaan berei. Maar wat het hy gedoen by die huis wat hy agtergelaat het? Wat het hy gesê vir my en vir jou wat nog hier is? Hy sê hy het sy huis agtergelaat en sy diensknegte volmag gegee en vir elkeen sy werk en aan die deurwagter bevel gegee om te waak. Nou as jy in die Bybel hierdie 3 dinge lees, is dit altyd vir my so mooi hoe die Bybel dit regkry om gees, siel en liggaam aan te spreek. En ek gaan nou nie tyd vat om dit vir jou te verduidelik nie, maar kan ek vir jou sê, die bevel om te waak is 'n geestelike bevel. Dis 'n geestelike opdrag. Jy moet dit geestelik ernstig opvat. As jy in die oggend opstaan, moet jy sê, wag, wees gereed, wees gereed. Vandag kan iets gebeur, vandag kan iets gedoen word, maar ek wil hê jy moet sien hoe dat hulle volmag gegee is. Daardie volmag is daardie afhanklikheid wat ek en jy in ons vleesmens het. En wat ons sê, Here, gee my net krag. En nou gaan ek jou na 'n interessante punt toe neem, en ek hoop dit gaan jou hart aanspreek. En daar het ons sowaar nog net iets wat nie werk nie. Watter een is dit wat nie werk nie? Is hierdie ervaring van om op 'n plek te kom, wat ek en jy sal verstaan, dat ek en jy gaan die moeilikste van moeilikste instap, solank ons nog hier is. En selfs as jy afsterf, moet jy verstaan, dan is jy nog nie buite rekening nie. Dis nie asof jou dood 'n ontsnappingsroete is nie. Dis daardie beweging wat nodig is, dat jy elke môre en elke dag, nou ek het vir jou gesê, Jesaja het getuig voor die ballingskap, Daniël getuig in die ballingskap. Hy weet wat dit is om in die moeilikheid te wees. Hy weet wat dit is, die kerk is gesluit en jy mag nie kerk hou nie. Hy weet wat dit is om te sien die rakke is leeg en daar is nie 'n produk om te koop nie. Hy weet wat al hierdie dinge is. En uiteindelik, dan is dit my so mooi dat Daniël 12 vers 2 sê, hy sê, en baie van die wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid vir ewig en afgrysing. Kan ek vir jou sê, daar kom 'n einde. Daar kom 'n einde. So is dit maar net, ag, dit sal net aanhou en aanhou. Wagter, hoe ver is die nag? Nog 'n dag, nog 'n môre, nog 'n dag, weer 'n keer, nog een. Daar kom 'n einde. En hierdie einde is vir my so mooi, as Daniël al in die Ou Testament en Nuwe Testamentiese belofte kry van die opstanding uit die graf uit. As Jesus vir hom sê, en hy vir hom hierdie profetiese waarheid gee, hy sê, jy gaan na die einde, jy sal rus en weer opstaan, jy sal weer opstaan, jy sal weer opstaan. Ek wil hê dit moet jou gryp, dit moet iets in jou hart laat gebeur, jy sal weer opstaan. En ek wil hê jy moet weet dat God is eintlik ongeduldig, dat hierdie saak moet uitspeel en klaarspeel. God wil hê dat enige iemand verlore moet gaan nie, maar dat almal gered sal word. Kan ek jou vanoggend aan die hand vat en vir jou sê, dis nodig dat jy sal verstaan dat God wil hê iets moet gebeur. Maar wat moet gebeur? Dis vasgevang in daardie laaste woorde. Hy sê, welgeluksalig is almal wat op hom wag. Ek hoop jy hoor.
En as ek vir jou sê, laat dit jou belangrikste deel word van jou geestelike lewe, is om te sê, ek wag. Dis mos iets wat ons nie wil nie. Maar as jy dit in die gees gaan begin, en jy in die gees gaan begin om te sê, ek wag. Dis vir my so treffend, dat die vrou wat weggeraak het, en wat iemand toe daar in die woestyn gekry het, hy was op pad om te gaan bid, sê hulle. Klink vir my, as jy gaan bid, kan jy verwag, dat God antwoorde wil gee. As jy op die Here wag, kry jy nuwe krag. As jy dink aan hierdie goed wat gebeur, dan vra ek vir jou, hoekom is jy vanoggend in hierdie diens? Ek wil vir jou sê, jy wag. Sê vir een naby jou, jy wag. Waarvoor wag ons? Ons wag op die heerlike uiteinde wat ons God vir ons beloof het. Halleluja. Ek wil vanoggend dit in jou hart vasmaak, dat jy sal verstaan, elke keer as jy Bybel lees, en elke keer as jy met iemand praat oor die dinge van die Here, elke keer as jy by 'n diens opdaag, en elke keer as jy daardie verantwoordelikheid van wag lewe. En iemand vra vir jou, wat doen jy? En jy sê, ek wag. Ek is besig om te wag. Hoekom is ons vanoggend in die diens? Want ons wag laat Jesus kom. Kan ek 'n amen kry? Ons wag laat Jesus kom. Wie gaan kerk toe kom nadat Jesus gekom het? Jou keuse. My keuse is om saam met hom te gaan. My keuse is om te sê, ek wag daarop dat ek opgewek word en laat ek opstaan. Ek wag laat ek opgetrek word of opgeneem word en ek vaar op en ek gaan hom tegemoet in die lig. Halleluja. Hierdie onmoontlikheid gaan God 'n moontlikheid maak. Halleluja. En ek wag vir daardie dag om saam met hom te kan wees. So kan ek jou vanoggend help om dan te besluit om 'n keuse te maak. Hoe gereed is ek? Hoe gereed is ek dat Jesus nou kan kom? En ek is oortuig, jy kan heel moontlik soos ek ook voel, kom Here, asseblief, kom so gou as moontlik. Want hoekom? Hy sê, as jy waak en bid altyd die Heer, dan sê jy waardig geag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die seën van die mens te staan. Kan ek vir jou sê, wag is 'n geessaak. Dankie Sissa. Wag is 'n saak van die gees. Wag is 'n geestelike werk. Dis nie asof jy nou 'n uniform kry, jy gaan staan op die hoek van 'n straat nie. Dis nie omdat jou naam geskryf is op die lidmaatskapregister van AGS Walvisbaai nie. Jy wag in die gees. Jy sê, kom Here. Ek het U lank reeds verwag. Jy laat ook nie toe dat enige iets jou oorweldig nie. Jy hou aan met alle gebede en smeking by elke geleentheid. Bid jy in die gees en juis daartoe waak jy met alle volharding en smeking vir almal. Kan ek vir jou sê, jy kan dit nie net vir jouself doen nie, almal moet dit saam doen. En dis hoekom ek jou oproep vanoggend. So kom ek jou aan die hand vat, om vir jou te vra, wanneer gaan jy die stilte verbreek? Wanneer gaan jy begin sê, is tyd om te praat? Hierdie ding is besig om so skeef te loop. Hierdie wêreld is besig om so stikkend te raak. Wanneer is dit tyd dat ek en jy begin om hardop te sê, maar wat moet ons sê? As net een ding wat jy kan sê. En ek dank die Here, weet ek dink Marlene het nou al 300 jaar se sanglyste opgestel en Sissa het hulle al vir 300 jaar, weet, mooi gemaak en die musiek het mooi gemaak. Vir oggendsin was vir my so prakties moontlik. Jy kan net sê, doen slegs U wil, Heer. As jy kan sê, hy is die liefling van my siel. En ek weet nie van jou nie, maar ek het hom lief, omdat hy my eerste lief gehad het. Doen slegs U wil, Heer. Here, wat wil U hê moet ek doen?
My kind, wag. Wag. Here, hoe lank moet ek wag? Nee. Jy wil dit tel in 'n môre, in 'n oormôre. Ag, as jy Daniël 13 gaan lees, ek dink is Daniël 13 of wat ook al. As jy die gedeelte gaan lees, dan doen God iets besonders. Hy gee vir Daniël in 2 verse spesifieke getalle dae. 1290 en 1335 dae. Een van die enigste kere wat God iemand vertrou om vir hom te sê soveel dae. Selfs die disippels toe hulle moes gaan wag in Jerusalem vir die vervulling van die Heilige Gees en vir die krag wat hulle moes vervul, het Jesus nie vir hulle gesê dit gaan 10 dae vat nie. Hy het net vir hulle gesê gaan wag. Maar Daniël, wat weet jy wat ons nie weet nie? Weet jy, niemand kan dit regtig verklaar nie. Ons het goeie verduidelikings daarvoor. Maar kan ek vir jou sê, God wil hê dat jy op hom sal wag elke oomblik van elke dag. Nou hier is nou die uitdaging. As jy weer nie weet wat om te doen nie, moenie net reageer nie. Gee teë terug. Sê, Here, wat moet ek nou doen? Here, wat wil U hê moet ek doen? Moenie net die tree vorentoe gee nie. En sê, ja, maar julle verstaan nie, en ek het soveel ervaring, en ek weet presies, en laat ek vir julle sê, dit is hoe dit moet wees. Nee, kom ons wees 'n geesvervulde gemeente, wat 'n tree kan teruggee, en sê, Here, ons wag op U, maar ons gaan nie stil word, stom word nie. Ons gaan kan sê, so spreek die Here. Nou vra ek jou, wanneer laas het jy in 'n diens gehoor dat daar tale en uitleg van tale is? Het ons almal so ver weg geraak, so moedeloos geraak, dat God kan my nie roep nie. God kan my nie in 'n diens beopdrag. En die Gees van die Here kry die oorhand oor my lewe. En ek bid 'n gebed in tale. En daardie gebed word dan gewoonlik uitgelê in mense woorde wat ons kan verstaan. En is nie altyd net 'n gebed van 'n mooi gebed, Here, so en so nie. Dis dikwels God se woord vir 'n dag soos vandag. Ek het so oomblik in die diens gehad. En ek wou stop en dan dink ek aan hoe laat is dit en waar gaan die tyd heen en so aan. En ek wou vir u iets gesê het en ek gaan dit nou sê. Maar ek wil vir u sê, soms vat God van jou weg. Omdat hy iets beter het. Omdat hy die pad verstaan. Kan jy hoor wat ek vir jou wil sê? Ek weet 'n paar vrouens bid, Here, my man. Dis nie wat ek op sin speel nie. Here, daai kind van my, nee, ek weet julle gaan vir sê nee, pastoor. Maar dis wat ek baie keer vir ouers wil sê. Dink jy die Here moet hierdie kind wegvat? As hierdie kind jou so moedeloos maak, moet die Here maar die kind wegvat? Nee. Jy wag op die Here. Jy wag op die Here. Kom ons sing, wees stil en weet